Goeienaand, julle is so lekker om julle ook hier so te kan hê vanaand 'n tyd en vat waar ons net kan aanbid, net onsself na God te kan rig. Daar's soveel dinge waarvoor mense aanbid en hoekom mense aanbid en daar's soveel redes daarvoor en vir ons natuurlik is ons 14de verjaarsdag en dit is vir ons 'n groot viering, 'n groot geleentheid waar ons na God toe kan kyk en net dankie te sê vir wat hy nie in ons lewens gedoen het nie, maar wat hy in mense se lewens gedoen het oor die laaste 14 jaar en meer pertinent wat hy gaan doen in mense se lewens wat nog deur die deure gaan kom en deur die spasies gaan kom. 'n Oomblik wat ons vat om te sê, Here, dankie net vir u grootheid, vir heerlikheid en vir u goedheid. Nou, ek dink kom ons praat sommer net so oor breë, wat dan kom by aanbidding in jou eie persoonlike lewe. Die rede hoekom mense aanbid. Ek weet jy of ooit hierdie oor gewonder het nie, hoekom aanbid 'n mens of hoekom aanbid mense. Daar's verskeie redes hoekom mense aanbid. Ek dink die heel eerste rede is, en dit klink dalk miskien baie as ons dit stel soos hierdie, mense aanbid want ons moet aanbid, dan klink dit baie keer of dit al 'n opdrag is, dit is iets wat ons moet doen, nie noodwendig dat dit lekker hoef te wees nie. Dis net, jy moet dit doen, jy moet byvoorbeeld bad, en jy moet jou tande borsel, en jy moet asemhaal, jy moet iets doen, dis hierdie verpligting of amper die wet, en dis glad nie eintlik die bedoeling van hierdie stelling, dat dit 'n moet is, jy moet dit doen nie. Maar as jy 'n gelowige is, of as jy iemand is wat agter Jesus aanstap, of as jy jou lewe kyk, dan is dis iets wat God van ons vra. God vra al ons aanbidding en al ons lof en al ons eer. Hy vra en verg al ons aandag. As ons kyk binne 'n skrifgedeelte soos Deuteronomium 6 vers 13, dan sê hy, hoorie, maar al die aanbidding en al die lof, al die eer, al die dank kom na God toe alleenlik en geen ander God mag aanbid word behalwe hy self nie. Dis die enigste een wat waardig is vir aanbidding. Dis die enigste iets wat waardig is vir aanbidding binne jou lewe. Die tweede gedeelte, hoekom ek en jy aanbid, is ons aanbid om dankie te sê. Dankie te sê vir God. Dankie te sê vir jou nou, maar dankie te sê vir jou toe, en soos ons gesê het, om dankie te sê vir dit wat nog kom. En daai dankbaarheid is 'n kondisie van jou hart, 'n spasie waar jy jouself oorgee en uitlewer voor God om te sê, Here, ek lewe uit 'n plek van dankbaarheid en ek is veilig binne in u hande. En die derde gedeelte, hoekom ons aanbid, is ons aanbid omdat ons iets nodig het. En weer eens, wanneer mense hierdie sê, ons aanbid omdat ons iets nodig het, kan dit half klink asof mense sê, mense het iets nodig en jy het nodig om God se arm te draai, en jy het nodig om God toe 'n rede om iets vir jou te gee wat jy graag wil hê. Baie soos wat jy byvoorbeeld vir jou ouers sou gesê toe jy klein was, hoor jy, jou pa is die beste, jou ma is die oulikste, mamma, jy is dierbaar, ek is so ongelooflik baie lief vir jou, en het ek ooit dankie gesê vir al die mooi dinge wat jy vir my doen, en ek wil geen ander mamma hê behalwe jy nie, maar kan ek asseblief R1000 kry om iets te gaan doen? Dit is nie noodwendig wat ons hierdeur bedoel nie, ons aanbid omdat ons iets nodig het. Wat het ons nodig? Ons het God nodig, met alles in ons. Ons het God nodig, en ons het hoop nodig, en wanneer ons onsself na God terug, as ons besef dat dit een van die kerndele is, van wat ons nodig het in ons lewe is God. Ons kan nie lewe sonder God nie, ons kan nie asemhaal sonder hom nie, daar's geen hoop sonder hom nie. Die een ding wat elkeen van ons wat hier sit nodig het, is God. En wanneer ons self rig aan aanbidding, dan bid ons omdat ons besef, ons het iets nodig, en daai iets is nie net iets wat ons kan kry nie, daai iets is hy self. En wanneer ons onsself so rig na God toe, dan kom hy en hy gee vir ons hoop. Hy gee hom vir ons 'n toekoms, hy gee vir ons 'n verwagting, hy gee vir ons 'n antwoord, hy gee vir ons die krag om aan te kan gaan. Hy gee vir ons 'n rede om te leef. Die vraag is, wanneer kom by jou dankbaarheid, wanneer kom by dit wat jy moet doen, jy moet aanbid, en wanneer kom by dit wat jy nodig het voor God, is die groot vraag altyd, wat al drie hierdie elemente, om dankie te sê, omdat jy het moet doen, en omdat jy iets nodig het, al drie hierdie goed na negatief toe kan vat in ons lewens, en daar 'n plek toe kan vat waar dit van ware aanbidding na valse aanbidding toe gaan, is 'n doeteenvoudige vraag wat jy jouself kan vra, en is die volgende: is jou aanbidding opreg? Is jou aanbidding regtig opreg? Is dit iets wat regtig diep uit jou hart uit toets? En hoe ek en jy hierdie kan toets of jou aanbidding ware aanbidding is, of jou aanbidding opregte aanbidding is baie keer wanneer ek en jy deur 'n moeilike tyd gaan. Dis wanneer ons aanbidding gedefinieer word, of dit regte aanbidding of ware opregte aanbidding is, of nie regte aanbidding is nie. En ons sien binne in Daniël 3, dan sien ons hierdie storie hoe Daniël se vriende gevang word,
en hoe hulle vereis word of van hulle verwag word om voor 'n ander God te buig, 'n knie te buig voor 'n goue beeld wat gemaak word. En daai versoeking daar is vir hulle dat hulle op hulself kan beskerm in 'n moeilike tyd. En hulle onthou, hoorie, maar ons moenie voor enige ander God buig nie. Ons moet net voor God alleenlik buig. En baie van ons was al daar gewees, dalk nie so pertinent dat jou lewe in bedreiging was nie, maar dat daar iets in bedreiging was. Jou status, dalk miskien jou stem, dalk miskien jou vriende, dalk miskien familie, dalk miskien mense se opinies van jou, wat dalk op 'n manier gaan skuif of kan skuif as jy by 'n plek kom waar jy nou opsaam vir God, of waar jy nou ten volle net God aanbid en prys en God eer in moeilike tye, daar waar jy die onpopulêre ding doen, deur om uit liefde uit opreg voor God te staan, te sê, Here, ek gaan doen wat ook al U vir my vra. Ons lees die storie in Daniël 3 vers 6 verder, en gebeur die volgende. Hy sê, wie nie buig en die beeld aanbid nie, hierdie is die woorde van Nebukadneser, wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Jy gaan onmiddellik deur iets gaan, en jy gaan onmiddellik in 'n plek inkom waar jy gaan gelouter word. En loutering is 'n proses waar die suiwerheid van iets kan uitkom, waar yster meer suiwer word, of goud meer suiwer word, of silwer meer suiwer word, 'n plek waar intense hitte is, en dis baie keer waar jou aanbidding getoets word, is in 'n louterende vuuroond, is deur 'n louterende proses, dis wanneer dinge nie uitwerk nie. Wanneer die prentjie wat jy in jou kop gehad het, nie uitspeel soos jy wil hê dit moet uitspeel nie. Wanneer jy vir iets gebid het en jy dit nie kry nie. Wanneer jy 'n sekere verwagting gehad het en daai verwagting word nie ontmoet nie. En daai oomblikke is die oomblikke wat jou geloof gelouter word, waar jy getoets word. Wanneer die wêreld anders te lyk as jy gedink het die wêreld moet lyk, en jou lewe anders te lyk as jy gedink het jou lewe moet lyk, en dan sê jy, maar Here, waar is U? En Here, hoekom gaan ek hierdeur? En hoekom beleef ek hierdie? En in die laaste 14 jaar van ons gemeente is al baie sulke oomblikke gewees, waar ons geloof en ons aanbidding en ons dankbaarheid gelouter was. Een van my gebede was, Here, asseblief, soos waar, 100% ware val. Ek staan agter in die hoek en ek het hierdie storie al vertel, maar miskien het jy nog nie gehoor het nie. As jy hom al gehoor het, maak nie of jy hom nie gehoor het. Dit gaan my baie beter laat voel. In elk geval net. So laat my net ten minste beter voel op hierdie dag. Maar ek staan op die hoek van die gebou een aand na Sondag aanddiens, nog voor daar enigiets is. Daar's net 'n staalstruktuur van die eerste fase waar daar staan, ons geen meer die fondasies is gegrou, en dis 'n grondspil, en ek sit binne my kar na aanddiens van die casino afgery. Nie om te dobbel nie, om 'n diens te hou, maar ek staan nou agter en ek bid vir 'n gemeente in ons gemeenskap, Delta, wat langs die R59 is, en ek ry gereeld verby die kerk op daai stadium, en ek bid so vir die Here dat hulle net sal help, dat hulle gebou sal klaar kan maak. Want vir so lank staan hulle gebou stil, die bouprojek gaan nie verder aan nie. Elke liewe keer wanneer ek daar verby ry, dan trek my hart so in een, en ek vra, Here, asseblief help hulle, voorsien vir hulle dat hulle net hierdie projek sal klaar maak. Hulle bou op daai stadium al 7 jaar. En ek sê, Here, asseblief wees net genadig en help hulle. En op die agterkant van daai gebed bid ek, en ek sê, Here, asseblief laat ek nooit aan hierdie kerk bou 7 jaar nie. Asseblief nie laat dit gebeur nie. As ons kan ons dit soos klaar maak in 2 jaar. Dit sal amazing wees. 10 jaar later, die Here het sy woord gehou. Dit het nie 7 jaar gevat nie. Ons is 10 jaar in 'n proses van bou al besig, en baie keer lyk die prentjie anders as jy lyk, en jy is frustreerd of jy wonder en jy twyfel, en dis 'n spasie waar God net kom en jou geloof louter. Natuurlik in daai oomblikke waar jou geloof gelouter word en jou aanbidding getoets word, is daar 'n plek waar ons almal al was, waar jy versoek word. Waar jy versoek word om te sê, daar is 'n maklike roete dalk miskien uit, of moet ek regtig hiermee aangaan, of is my geloof regtig so sterk, of is my aanbidding regtig so kragtig, of is God regtig nog in beheer, en is God nog betrokke binne my lewe? Waar jy ook miskien voel, hoorie, maar dit voel nie of er enigiets gedoen word nie, miskien moet ek iets doen. Dit voel nie of God iets gaan verander nie, miskien moet ek verander. Here, ek het al die tyd ingesit, Here, ek het al die gebed ingesit, en dinge skuif nie, so miskien moet ek opdaag, en miskien moet ek hierdie situasie aanspreek. En weet jy wat, jy is nie die enigste wat so gevoel het nie. Ek is nie die enigste wat al so gevoel het nie. Jesus self het al deur hierdie ernstige emosies en gevoelings gegaan. Jesus
Sy aanbidding was ook op toets gestel, was ook deur 'n proses van loutering gevat, deur 'n vuuroond gevat. En ons lees binne in Matteus 4 die volgende. Hy sê, toe neem die duiwel hom, wat Jesus is, na 'n baie hoë berg toe en wys vir hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom die volgende woorde. Hy sê, dit alles sal ek u gee as u neerval en my aanbid. Jesus is ongeveer 30 jaar oud toe hierdie gebeur. Hy het 'n lewe lank al geleef waar hy getrou was aan God en gedoen het wat God van hom vra en hy vind homself op daai oomblik binne die woestyn 40 dae van vasting en in daai tydperk, in daai woestyn, in daai loutering, in daai hitte, in daai vuur wat brand, kom die vyand in daai oomblik en hy vra vir hom. Het jy regtig nodig om hierdie moeilike pad te stap? Het jy regtig nodig om dood te gaan en gekruisig te word? Het jy regtig nodig om deur al hierdie uitdagings te gaan? Om die koninkryke van hierdie wêreld te verlos en vry te maak. Die maklike ding wat jy kan doen is buig net voor my en ek sal vir jou alles gee. Aanbid net vir my en ek sal hierdie situasie of hierdie prentjie heeltemal anders te laat uitspeel vir jou. Onthou, Jesus was op daai oomblik 100% mens gewees, ja, 100% God, maar hy het nie homself laat vashou aan sy goddelike regte nie. Hy kon die woord gespreek het en hy kon alles daar verander het. Maar daai was vir hom 'n versoeking gewees. Daai is vir my loutering geweest. Daai versoeking beteken, dit is 'n gedagte wat in sy kop ingekom het en hy dit moontlik kon oorweeg het om dit te doen. 'n Versoeking is nie 'n versoeking as dit jou nie versoek of trek of as dit nie vir jou, ek wil die Engelse woord gebruik, enticing is om jou in te lok nie. Hierdie kon gewees het dat Jesus geweet het, as ek hierdie kan doen, dan hoef ek nie weer te sterf nie, ek hoef nie dood te gaan nie, ek hoef nie hierdie pad te stap nie, ek hoef nie hierdie lyding te gaan nie. Die storie kan nou vir my klaar wees en ek kan nou 'n oplossing kry vir dit wat ek eintlik moet doen. Ek kan die maklike roete vat, die vinnige afdraai vat. Maar Jesus gaan en hy sê, daar's een alleenlik my aanbidding verdien en is God. Daar's een wie ons moet aanbid en is God. Daar's een wie ek nodig het en dit is God. Daar's een wie se naam waardig is en dit is God. Ons dink ons kan baie keer iets anders te kry of selfs meer kry as ons net ons aanbidding skuif. As ons net dalk miskien ons fokus skuif na iets anders toe. As ons na iets anders te kyk. Die vraag ek dink wat ons elkeen dalk vir onsself vanaand hier so moet vra, wat jy evalueer moet evalueer in jou eie lewe is, wie of en wat vra jou aanbidding binne in jou lewe? Wie en of wat vra die aanbidding binne in jou lewe? Ek weet nie wat dit is wat jou aanbidding soek nie. Jou man of jou vrou weet ook miskien jouself wat is dit wat jou aanbidding soek nie. Jou ma of jou pa weet noodwendig eers wat is dit wat jou aanbidding soek nie, maar iets is besig om jou aanbidding te vra, om jou aandag te vra. Miskien is dit geld, miskien is dit mag, miskien is dit status of miskien is dit plesier, miskien is dit ook 'n mate van gewildheid of miskien is dit dalk 'n sekere stem wat na vore kom of miskien is dit selfsug of miskien is dit verdienste of miskien is dit die eie ek, wat ook al dit is wat sê as jy hierdie doen dan gaan jy, ons het vanoggend daar gepraat, dan gaan jy vol raak, dan gaan jy vervuld wees, dan gaan jy oorloop, dan gaan jy genoeg hê, dan gaan jy content wees, dan gaan jy voel ek het iets bereik. As die grootste leuen wat dalk miskien na vore in jou lewe kan kom. Wanneer ek en jy enigiets anders te buiten die ware bron van alles aanbid, is ons aanbidding nie opreg nie. En lei daai aanbidding nie na groei of vervulling toe nie, lei dit na verwoesting toe. Ons lees in Matteus 6 vers 21 die volgende. Hy sê dit so, onthou, waar jou skat is, hierdie is Jesus se woorde, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit waarop jy gerig is en dit waarop jy gefokus is, dit is waar jou hart sal wees. En jou hart behoort en veronderstel eintlik om by God te kan wees. Is veronderstel om aan God te behoort, aan niks en niemand anders te nie. Die heel eerste skat wat in jou lewe moet wees, is God self. En jy kan ook miskien sê, maar ek gaan ook iets verloor in my lewe as ek my volle hart, my volle aandag, my alles vir God gee. Maar dis waar daai loutering inkom. En ek dink jou ware geloof is veronderstel eintlik om vas te staan wanneer dit moeilik is om God te aanbid. Jy sien, dit is maklik om God te aanbid in dankbaarheid, maar wanneer jou geliefde sterf, dan is dit moeilik om God te aanbid. Wanneer die lewe uitwerk soos jy nie wil hê dit moet uitwerk nie, dan is dit moeilik om God
God te aanbid. Wanneer jy voel God antwoord nie jou gebede nie, dan is dit vrek moeilik om God te aanbid. Maar dis waar ware aanbidding eintlik nodig is en dis waar ware aanbidding eintlik na vore kom. Ons sien die storie van Daniel se vriende binne Daniel 3 vers 17 hoe dit verder gaan. Hy sê dit so, hy sê ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en sal hy ons ook red en hy sal ons ook red uit u mag. Ons God het hierdie mag om hierdie te kan doen en hy kan ons ook red uit die mag van enige iets ons aanval en teestand bied. Dis nie noodwendig altyd maklik nie, is nie noodwendig altyd moeilik, eenvoudig om te sê hoorie, maar ek plaas my vertroue ten volle op God en hy het die mag om jou te red en hy het die mag om goed in jou lewe te verander. Dit gebeur nie noodwendig altyd nie. Maar in daai spasies, wanneer ons in daai plek kom waar daar twee kante is en twee kante my en jou trek om gehoorsaam te wees aan God, gehoorsaam te wees aan onsself of aan ander stemme in ons lewens, is juis in daai oomblik wat ons karakter wys. Sien, ware aanbidding is om aan te hou aanbid al werk dinge nie uit nie. Al lyk dinge nie soos jy graag wil hê dit moet lyk nie. Ware aanbidding is om by 'n plek uit te kan kom waar as dinge nie altyd noodwendig uitspeel soos jy gedink het moet uitspeel of dit lyk soos jy graag wil hê dit moet lyk nie, dat jy nog steeds jou oë op God sal rig. Jou vertroue op God sal plaas. Dat jy sal sê, Here, doen in my lewe wat u graag wil hê, dit moet gedoen word. Here, of dit goed is en of dit sleg is. Ware aanbidding lyk in jou lewe anderste, al dink jy nie noodwendig dat dit voel soos aanbidding nie. Ware aanbidding is 'n plek waar jy sê, Here, maak nie saak wat nie, ek sal my knie buig voor u, ek sal eer bring aan u. In Daniel 3 vers 18 dan sê hy die volgende. Hy sê selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Maak nie saak wat God doen nie of nie doen nie, al red hy ons nie, ek sal aanhou aanbid want dis wat ware aanbidding is. Ons lewe in 'n kultuur of ons lewe in 'n tyd waar ons konstant hierdie geleentheid kry om 'n eie aanhou of 'n eie pad te kan stap. 'n pad te kan stap weg van God af, of weg te kan draai van God af, waar ons nie noodwendig hoef te werk vir enigiets nie, waar ons nie ons aandag hoef te rig op enigiets wat ons nie van hou nie, of wat nie ons aandag werd is nie. Ons leef in 'n tyd waar ons op sosiale media, op Facebook en op Instagram, op TikTok, op YouTube net kan aanbeweeg. Ons het hierdie generasie, as iets nie ons aandag genoeg trek nie, as ons nie van iets gou genoeg hou nie, dan beweeg ons net aan. Daar's soveel verskillende opsies vir ons om van te kies, maar geestelike volwassenheid is juis in 'n plek waar ons sal sterk staan wanneer ons voel ons wil aanbeweeg. Waar ons sterk sal staan wanneer ons voel dis vir ons 'n versoeking om na 'n ander opsie te kyk, wanneer ons sterk staan wanneer ons druk beleef, wanneer ons sterk staan wanneer al die ander mense iets anders te kies en jy voel ook miskien maar almal kom weg daarmee of almal doen hierdie en almal beweeg in daai rigting. Hoekom moet ek myself op hierdie spasie bevind? Ek dink dood eenvoudig. Ons aanbid want ons is dankbaar. Ons is dankbaar nie vir ons verjaarsdag nie, ons is dankbaar nie noodwendig dat ons hierdie spasie alleen kan sit nie. Al daai dinge is ons baie dankbaar voor, maar die grootste dankbaarheid wat ons kan betoon is dat Jesus Christus gekom het. Dat Jesus Christus sy lewe vir ons elkeen gegee het. Dat hy ons uitgenooi het om saam met hom 'n pad te stap. Daar's hierdie gedeelte binne in Habakuk 3 vers 17 en Retief Burger het 'n lied daaroor geskryf 'n klomp jare terug, maar hy sê al sal die vrye boom nie bot nie, al sal die wingerstokke geen vrug oplewer nie, al sal die olyfboom nie dra nie, al sal daar nie 'n oes inbring nie, al sal die kleinvee van die kraal verwyder word, al sal die stalle leeg wees, nogtans sal ek in my Here jubel. Nogtans sal ek sy naam groot maak en nogtans sal ek juig oor God, my redder. Ek weet nie waar is jy nie.
Ek weet nie wat jy beleef nie, ek weet nie wat jou behoefte is, of jou tekortkoming is, en ek weet nie of jy in die middel van 'n loutende rivier sit nie, en ek weet nie of jy stoei met versoeking in jou lewe, of met uitdagings, of voor 'n groot besluit staan nie, en of jy deur 'n moeilike tyd in jou lewe gaan nie, maar een ding weet ek vas en seker, dat God is met jou, en God is vir jou, en God is saam met jou, al lyk dit nie so nie, al voel dit nie so nie. Hou aan aanbid. Hou aan jou oë rig na hom toe, en hou aan dankie te sê. Want hy is die een, en die enigste een wat waardig is, om aanbid te word. Hy is die enigste een, wie ons moet aanbid, en waar ons fokus op moet plaas. En jy het nodig. Jy het nodig om te besef, dat die enigste een wat jou lewe kan vul en volmaak, is God, alleenlik. Nou vanaand, wil ek jou uitnooi, en wil vra die span, die ligte net so klein bietjie net sal afsit, dat jy vanaand nagmaal saam met my sal gebruik, en hoe die gaan werk is, jy het die elemente gekry vir die nagmaal, en wat hierdie dood eenvoudig beteken is, die brood verteenwoordig die liggaam van Jesus Christus, en ek en jy is deel van sy liggaam, en die druiwesap aan die ander kant verteenwoordig die bloed van Jesus Christus, en sy bloed is gegiet vir my en vir jou, om ons deel te maak van sy liggaam, maar vry te maak van die las, van sonde en van die dood. En as jy nog nooit hierdie gedoen het nie, jy is welkom om deel te hê, welkom om deel te hê in wie en wat Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. En nagmaal is erkentenis, is 'n oomblik van refleksie en terugkyk om dankie te sê wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. En ook vanaand wil ek vir jou vra, as ons na hierdie kyk, wie is daar soos hy? Daar's geen ander God, geen ander mens wat bereid is om hulle lewe te gee vir mense wie hom nog nie geken het nie, vir mense wat ons sy vyande was, mense wat sonde gedoen het, mense wat die oorsaak is dat hy doodgemaak word. Daar's geen ander mens wat ooit op die aarde geloop het wat soos Jesus was nie. En ek en jy is hier vanaand, al gaan nie deur 'n moeilike tyd, Jesus ken dit, hy verstaan dit. Maar ek en jy is hier vanaand om sy naam groot te maak en hom te aanbid vir wat hy vir ons gedoen het, nog voordat ons gebore was. Daar is niemand anders soos hy nie. En vanaand, wanneer jy nagmaal gebruik en na die volgende lied gaan luister, wil jy nie sê, Here, dankie. Dankie vir die voorreg wat ek het om u naam groot te maak, om u te aanbid nie. So kom ons gebruik nou die nagmaal saam. Exaltation, I was born to lift your name above all names. I hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There's no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages. Yet you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of thanks, not even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated
Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no